Goeienaand allemaal, welkom. Mijn naam is Pastor Hendrik Andrews. Welkom hier bij Restoration House of Worship. Ons is vanavond bezig met Fan the Flame. En ons is net hier om die vlam weer aan te wakker. En om vir almal net weer 'n woord van bemoediging te gee. Die tyd waarin ons leef is dit verskriklik moeilik om moedig te bly en vermoë vier te hê om die en een van die redes hoekom ons vanavond by mekaar kom is om net op 'n hele wyse die te bemoedig, te fellowship en net te vertel van die goedheid van die Here en oor 'n bepaalde topic vanaand te praat wat u definitief by kan baat vind. Hier by my is ons groep gebalanseerde jong mense, groot mense, ou mense, jong mense. Ons het vir Andrew Andrews daar op die end, Henrique Machila, Colleen Kloete, Shiel Fritz en dan my vrou Crystal Andrews. En ons is hier vanavond om niks anders te doen as om net eer aan die Here te gee, soos hulle sal sê, kerk op 'n ander manier. Die een ding wat ons die afgelope tyd baie, of wat ek baie opmerk en wat ek sien in vandag se lewe gebeur en in ons samelewing, vind ons mense dit geweldig moeilik, spesifiek mense, om committed te raak aan God en aan die dinge van die Here. Ek sien hoe dat baie jong mense en baie mense by die plek gekom het dat hulle voel dat dit is nie nodig om regtig waar so ernstig te wees nie. Die vraag word baie keer geopper, is dit nodig om by 'n kerk aan te sluit? Is dit nodig om by 'n jeug te wees? Ons is hier vanavond by ons jeug. Is die jeug hierso? Ons is vanavond almal hierso. Is dit nodig om by 'n jeug aan te sluit? Is dit nodig om by 'n organisasie te kan commit? En ek wil amper sê dat jy onder 'n covering moet kom. En baie mense sukkel geweldig met die feit dat hulle nie kan commit nie. Baie jong mense voel ek is nog te jonk, ek kan nog nie die Here aanneem nie. Baie sit met die vraag of met die stelling of met die gedagte dat ek kan maar by my huis sit, ek kan maar fellowship by die huis, ek kan my Bybel lees, ek hoef nie op te kom nie. Maar ons gaan vandag so 'n bietjie gesels oor hoe dit vir ons geraak het en hoe ons persoonlike ervaring en ons persoonlike gevoel rondom dit is en wat 'n impak dit by ons het as hierdie generasie om onder 'n covering te wees van leierskap, covering van 'n kerk en hoe ons dit ervaar om die Here te dien. Net om oorsig te gee van myself, ek het my hart vir die Here gegee toe ek 13 jaar oud was, 12, 13, was nog op skool. Ek onthou my eerste, waar ek my knie gebuig het, was by die jeug. Dat was tweede jeug aan, ons jeug het net afgeskop en begin vir daai jaar in die tweede jeug aan, toe ek my hart vir die Here gegee het. Van daai tyd af tot op nou toe, ek was 12, 13, ek is nou 45 en ek dien die Here nog aan die pad. Ek gaan nie sê ek het nog nooit moeg geraak nie, ek het nog nooit challenges gekry nie, maar die een ding wat ek weet is ek het nog nooit spyt gekry om die Here in my lewe aan te neem. En my persoonlike ervaring van agter iemand aanstap en agter 'n leier aanstap en onder 'n covering te wees, was die beste keuse wat ek kon maak. Ek het die voorreg gehad om ouers te kon hê wat die Here kan hê, wat die Here dien, en hulle het met die voorbeeld geleef, en ek het ook by ander gesien hoe 'n blessing dit vir hulle was. En as ek kyk waar ek vandag staan en ek leer nog steeds, en alhoewel het ek ander leierskap en mentors agter wie ek kan loop en waar ek rigting kry, en by wie ek raad kry. So jy gaan nooit weer plek kom dat jy volleerd is nie, van wie die feit dat ek 'n leerling is, van wie die feit dat ek follow, en van wie die feit dat ek onder 'n covering is, het dit vir my 'n blessing gebring. En as ek kyk wat in my lewe is, tydelik, materialisties, en as ek spiritually kyk wat in my lewe is, kan ek definitief sê dat dit die beste keuse is, en dat dit definitief noodsaaklik is vir jou as persoon, om by 'n plek te kom waar jy jou anker slaan en waar jy geestelike voeding kan kry. En die ding wat ons moet verstaan is dat die mens is 3 lede gemaak, gees, siel en liggaam. En die ding wat die wêreld vandag ons bied, hy bied die vlees soveel aanloklikheid en soveel rykdom van genot, dat dit moeilik is om aan die geestelike sy aandag te gee, terwyl die geestelike aspek
eintlik die belangrikste is. Ek weet nie hoe julle daaroor voel nie. Sy elke wat sê pastoor, ek dink dan 'n paar goed. As 'n mens kyk selfs in die Bybel, as ek nou kan iets sê op die belangrikheid van covering en fellowship met mense, ons wil dus ook kerk en aan en so. As 'n mens kyk na hoe God werk, as jy kyk na hoe hy opdrag gegee het, die ark moet bou, as jy kyk na Moses en selfs in die tabernakel en in die hoe hulle dit moes bou en al daai dinge in die tyd van Moses. En ek agtergekom dat God is baie lief vir struktuur, baie lief vir orde. Daar is nooit mense as jy net gelei, sommer net as altyd 'n middelman wat hy verkies het. Ek het besef dat as ons nie cover nie, selfs in die Bybel sê as jy nie cover nie, as jy nie in unity is nie, kan 'n mens vinnig jou pad byster raak, as ek dit kan sê. Ek dink ook aan ons as jong mense, ons is baie vry. Ek weet nie hoekom ons so vry is nie. Ons wil alles experimenteer, ja, ons wil alles doen. En dis hoekom dit vir ons belangrik is om mekaar te doen. Nie om ons vas te maak, want baie is jong mense ons, nee, as ek kerk toe gaan, dan mag ek dit doen, maar het gaan nie daaroor nie. Ek dink het gaan oor, as ek na my lewe kyk, om die Here te dien, en nie te sê die Here en na kerk te loop en om onder die leiding te staan, ek gereed van baie. As ek iets nou kan doen, sal ek sê dat dit reed loop van baie, as ek dit kan doen. Die ene wat jy nou noem wat my nogal baie mooi is die feit dat jy sê dat God is iemand, as God is een, dit is vir struktuur. En jy wil amper byvoeg baie liefes vir orde. En ek as vandag kyk in ons in die wêreld, en even spesifiek in ons dorp, om dit nader te bring, en soms binne ons huise is daar baie wanorde. En die een ding dat die Bybel vir ons en die prentjie wat ek ons verskil het, wat ons het vervang beeld skep van hoe dinge eintlik veronderstel is om te wees. Ek het baie keer sien hoe jong mense of groot mense soms struggle aan die feit dat hulle uit 'n gebroke huis kom. Of uit 'n huis kom waar 'n pa baie gedrink het of 'n ma bly so breek het of dit ook al sien en hy wil persoon hy wil daai struktuur wat God eintlik in 'n mens se lewe wil hê kom skaap. En jy wil eintlik van as die structure en die orde geskaap word, wil jy amper sy grens daaraan om jou beeld van God ook te skaap. Want die ding is, nou moet jy weer plek kom dat jy vir jouself half 'n orde moet skep en ek dink ons sommer onmiddellik aan al die van die ding. Die Bybel sê dat voordat Adam en Eva die vrug geëet het, wat God gesê het hulle nie eet nie. Daar was 'n bepaalde struktuur, die Bybel sê dat God het in die aanwending gekom en tot in met daai voordat hulle geëet het, sien jy duidelik hoe dat daar harmonie is en alles in plek is. Maar die woord van die Here sê, toe dat hulle eet van die vrug, die eerste wat die skrif sê, en hulle het gesien dat hulle is naak. En die tweede ding wat hulle gedoen het, toe die Here op hulle stem met hulle gaan wegsteek, die Bybel sê, hulle vrye blare gevat om vir hulle toe te maak. En dat ek dink dat hoe dat ons as mens soms vir ons so bluf, dat ons steek ons eie orde, van die feit dat ons van toe hulle eet van die vrug, beweeg hulle onmiddellik onder die covering uit. En die ding wat ek leer van covering en nou nog recently geleer, as jy feit dat wanneer jy onder 'n covering, 'n bedekking, as in Afrikaans moet sê, geestelike covering beweeg, covering van wat God vir jou gegee het. Kan hoeveel nie nog nie perfect wees nie, maar van die onder 'n covering beweeg en onder geestelike leiding beweeg, daai salwing, maak dit outomaties daai goed toe. En jy vind nie ek is naakie. En die woord van die Here sê toe Adam en Eva eet van die vrug, die eerste ding, die eet van die vrug was nie die kwessie nie, die ongehoorsaamheid was die kwessie. Die feit dat die Here gesê het moenie. En die feit dat ons verset by die wil van die Here is, bring vir ons by 'n plek dat ons nie, want
lig en duisternis meng nie, sê die woord. Goed en kwaad meng nie. Sodra ek my verset, as ek nie meer is, wil ek amper sê, beweeg ek onder die phones. En die ding wat die duiwel maak, is hy bring ons weer vrye blare rondom ons sit, om ons se naakte te bedek, dat mense nie kan sien, maar Nicoline hakel eintlik nie, en hy is eintlik 'n lelike mensie, en sy kry eintlik swaar, maar ons sit hy vrye blare op, dat dit lyk soos die prentjie wat God vir my wil hê, maar dit is nie eintlik die God wat, die prentjie van wie God is en wat God vir my wil hê nie, van wie die feit dat ons, en dis wat hy van die begin af doen, hy wil God naboots, en sonder dat ons dit agterkom, doen ons eintlik dit wat die vyand wil doen. Ons wil God naboots, maar ons wil oorneem. Jy wil sê nie. Ek wil net aansluit by dit wat u gesê het. Dit is definitief so dat 'n mens moet by gesondheid kom. As ek net 'n bietjie vir die luisteraars kan agtergrond gee van my. So ek kom van 13, 14 jaar van drugs. Ek is van hy rondsoldaars. Ek is 'n sekere lewenswyse gehad wat goed en 'n sekere wy gehad wat ek geleef het. Toe ek my keer was dit in my huis, dit was nie werkplek nie, maar dat ek wel besef dat ek het nodig om by 'n huis aan te sit. Want ek het sekere wy gehad wat ek goed glo, wat oorreik met my was hoe ek geleef het. Maar ek het in die kerk kom leer dat my wy was nie die wy wil van God nie. Ek het tyd gedink om dit te bekeer en dan in die kerk te loop, dan is jy fyn. Maar toe ek ontmoet met die Heilige Gees het ek besef dat nee, dit is nie hoe God wil, wie God wil hê ek moet wees, en die manier hoe God wil hê ek moet doen. Ek het dit in die kerk kom leer. So ek glo leer van jy van jy huis kry en die volgende persoon op die baantjie as dit. En die ding van is, die Heilige Gees kan nie op een plek net of is werk net op een wy nie. Die Heilige Gees openbaar dinge vir ander mense. En dit is goed vir 'n mens om weer plek te kom, dat jy openbaring so kan sien hoe God kan nie as dit sin maak. Ons ervaar, hy is straks deur gaan na deur ons gaan, verskoning, en die een ding wat altyd gedoen het, wanneer hy gepraat het, om die disciples of wat ook, hy het hierdie ding gesê, niks, en amper sy volgens die toestemming van sy pa, en hy gaan iets raadpleeg, hoe suksesvol sy bediening was. Want jy moet onthou dat elkeen is geskapen met 'n doel, en die een plan van die vyand is om ons te beroof, dis hoekom ons die sonde kom, dis hoekom ons val, dis hoekom ons soveel stryd en struggles het. Die plan van die duiwel is om ons op purpose te keer. Die plan van die vyand is om die calling wat op my lewe is, heeltemal dood te maak. En Jesus kom en hy het 'n calling gehad, sy koms en sy roeping was, buite die feit dat hy God was, het hy gekom om die lam te wees, het hy gekom vir ons te ewig vry te maak, en hy gekom om vir ewig die vloek van ons af te haal. En die vyand het vir hom gechallenge, en die vyand wil, en die Bybel praat van hy het in die woestyn gegaan, en die duiwel het hom versoek. Vele male het hy gesien hoe mense nie vir hom geliefd was, hy moes baie keer vlug uit 'n dorp uit. Selfs goed waar ons gaan, maar dit was 'n plan en set van die vyand om te keer en die wil van God te keer en die koning op sy lewe te keer. Maar die ding wat hom gehou het, selfs in Getsemane dink jy sommer, toe hy gesê die gebed van sy Vader, as ek wil is aan die witte week verby my gaan. As goed van my of van ons af, want soos hy sê, sê Nicoline, ons het ons gedagtes en ons dink soms dis hoe dinge gedoen moet word en daar's nie 'n ander way nie. So Jesus, as dit ons is nie, maar hoekom ek kan vir my laat doodmaak? En hoekom ek kan op die kruis gaan? En hoekom moet ek kan vir mense wat nie sal my hou nie en wat nie my wil hê, hoekom moet ek kan my lewe vir hulle gaan aflê? Maar die punt is, hy sê hierdie ding net wat die Vader vir my sê. Maar die ding is vir my om veilig te bly, gesond te bly en vir my om in my calling in te bly. Het ek nodig om, soos hy gesê het, om in structure, het ek nodig om onder die covering, soos hy gesê het, net wat die Vader my sê. En die probleem vandag is, en die ding wat die vyand baie problematiek, en ek wil amper sê, is van die geeste van die tyd. Hy bring arrogance by my, arrogansie by mense, om te voel wat I have arrived, ek het niemand nodig nie,
ek kan self bid. Ek het geen probleem met kerke wat begin en vir alles in die wil van die Here is nie. Maar hoe mense maklik sê, maar I've arrived, ek kan op my eie kerk begin, of ek kan my eie ding begin, of ek kan my eie groep begin, en my eie, want ek kan ook preek, en ek kan ook bid, en ek kan ook doen. Die probleem is weg, we grow. Maar Jesus homself sê hierdie ding, hy sê hy die grootste wil wees, gaan die kleinste word. En hy sê dan, hy sê 'n leerling sal nooit groter as hy weer meester word nie. En ek gaan nooit kan sê I've arrived if the person that mentored me, as die eendag wat vir my groot maak, nog steeds iemand daar is nie. Ek gaan nog steeds 'n leerling bly tot en met die transition kom en ek kan oorvat. Ja, dit is so interessant vir my. Ek dink aan myself. Ek onthou, nadat ek skool, goeienaand almal, ja. Maar nadat ek klaar gemaak met skool, ek het net lang gewerk in Somerset West. En eendag het besluit, ja, toe word my maar in het beroep en ek kom saam met my ouers en toe besluit ek net, maar ek is 'n groot mens. En kinders kom by die plek waar hulle voel, ek wil met my ouers in reël staan. En ek dink daai is nie net 'n issue wat in mense huis gebeur het, maar dit gebeur ook in die kerk. Maar dit is 'n meta van wanneer jy weer plek kom en jy voel, ek weet ook iets. Ek kan ook op my eie voete staan. En ek het besluit maar ek gaan nie eens trek. En ek gaan my eie voet trap. Ek gaan my eie lewe en whatever doen, you know. Maar weet julle nie, wat vir my terwyl ek nou hier sit en ek nou sit en luister na elkeen, besef ek dat ek het soveel moeiliker en goed gekom. In fact, toe ek my bekeer, toe ek terugkeer huis toe en ek my bekeer, toe het ek niks van my eie. Ek het niks gehad om te wys nie. Ek het wel 'n goeie werk gehad, wat ek bedank het, maar ek het niks gehad om te wys nie. So ek het aan niks gekom nie. Want my disobedience en my rebellion het my in dit beroof. Besef ek eintlik nou, dit snaaks, dis al 'n jaar terug. En ek besef dit nou, dat ons is onder die indruk dat wanneer ons 'n sekere ouderdom kom, kan ons onsself besluit. En is gevaarlik om aan te kom, want ek dink sommer nou, Christus was 33 toe aan die kruis hang. En dit was my altyd mooi as mense die woord van die Here lees, hoe dat Christus sê, net wat die Vader vir my sê, dit doen. En die Bybel sê so, maar hy sê dat Christus het homself ontledig. So hy het sy krag wat in hom in was, en al sy abilities, hy het homself leeg gemaak van sy God wees, om die gestalte van die diens in die hand neem sy Bybel. En gehoorsaam te word, en selfs gehoorsaam aan die dood aan die kruis. En ek vra myself altyd die vraag af, as die woord van die Here sê dat ons moet Christus se image word, ons moet in sy image, ons moet in sy likeness lewe, ons moet ons lewensrig, dat ons die beeld van Christus kan dra, sodat wanneer mense gesien die Christus het, want God is nie, kan nie die oog fisies sien nie, maar omdat ons sy ambassadeurs is, ons is die voorstelling van wie hy is, ons sy kinders, soos mense gaan vir my, miskien sê die dag, my pa eendag afsteer, hulle sê, weet jy die mes jou, nou as mense na ons kyk, en hulle sê, maar jy die mes Christus, want God het die mens geskaap, want God is 'n familie. En as jy sê, jy wil nie meer kerk behoort nie, eintlik, ek wil 'n weeskind wees. As 'n mens nou net logies aan dink. As ek sê, ek wil nie meer by 'n kerk behoort nie, beteken ek wil 'n weeskind wees. Ek wil my eie lewe soos ek geleef het, en doen en daar wat ek wil. Maar die ding is, as ek 'n weeskind is, gaan ek, al wat ek gaan weet, is weesheid. Al wat ek gaan weet is gebrokenheid. Al wat ek gaan weet is want ek gaan nooit op plek hê waar ek kan sê ek behoort by nie. Ek behoort by die mense. Dit is waar my vrede lê. Ek gaan nooit mense wat ek kan sê, ek kan die persoon vertrou, ek kan die persoon gaan sê, soos ek baie keer as ek lekker voel op ietsie, dan kan ek my ma boodskap stuur of my pa boodskap stuur. Of iemand my man iets vra of wat ook al. Want familie gee vir jou die sens van jy behoort iewers.
En dit is eintlik die ding waarna ons as mens soek, 'n plek om te behoort. Daarom gaan ons jong mense hulle behoort in bendes, of wat ook al, groepies soos hulle het noem. Want hulle soek 'n plek waar hulle kan sê, dit is myne. Ek behoort. waar jy stil staan, sodat die Here weer orde kan herstel. Yes. En dit is vir jou, as jy, dit is ek wil amper sê, as jy dan nou die Here, maar jy kan jy jou maar regmaak, dat die Here gaan vir jou eendag op 'n oomblik tot 'n stilstand bring, sodat jy weer die orde kan kom. Ek sê maar, ek is nie saam met jou. Ek dink nie sommer aan jou Christel nou noem oor hoe sê ek stap en hoe dan sê niks moet intervensie. Dan ek onmiddellik aan die gedeelte van die verlore siel. Die ding wat hy doen is wat klaar praat van prematurity. As die feit dat hy vir sy pa sy erfgoed vra. Erfgoed kry jy alleen net wanneer jy aan wie dit behoort het klaar afgestel het. Die woord van hy dis hy wat sê dit vrye wil het hy gegee, free will. En woord van die Here sê ons ken die storie hoe dat sy pa hy uitgestuur sy pa van Elise het om die goed vir hom gegee. Ek sê wat het gebeur. Die Bybel sê alles goed koning wat sy pa vir hom gegee het. Maturity om met maturity bestuur van hy nog nie so daar gegroei nie. En duidelik hoe hy goed gedoen niks nie van waar hy gegaan het nie, maar die ding was dit was nog nie sy tyd gewees nie. Hy moes nie gegaan het nie. Maar die mooie ding wat vir my afspeel is by die daai ding van die Here, ek dink as jy dit nog genoem dat God goed weer reset. Maar dat die reset gebeur net wanneer ons weer plek van gewilligheid kom en ek my weer kan onderwerp en ek kan erken maar ek was verkeerd. Hy maak, die Bybel sê, daar waar hy sit, sê die skrif, en hy het tot homself gekom. En hy het besluit by die varkbakke gemaak, dat hy nie in die modder sit, maar hoekom moet ek hier so sit, my pa se diensknegt het goed om te eet, en al die dinge, ek gaan opstaan. Wat ooit justice sal kan doen, kan u groot hê. Daar is niks, Here, in ons, Here, wat groot is, en wat genoeg gewig het, Here, om die eer vir u te gee wat u naam verdien. Here, ons het baie swakhede en tekortkominge. Here, daar is ons luisteraars vandag ter Vader is. En Here, baie van ons het afgedwaal, Here, van die wil van u af. Baie van ons, Here Jesus, het miskien lou geword, Here, of dalk moeg geword. Maar die woord van u sê so mooi. Hy sê dat as ons in ons swakhede sal die Gees ons tegemoet kom. En ek wil vandaan bid, Here, dat waar ook al mense hulle vandaan sal bevind, waar hulle hierdie gesondheid het, en waar hulle moeg geword het, waar hulle miskien mat geword het, of te neergedruk voel, Here, of waar hulle negatief voel, Here, wil ek bid en vra dat u deur u Gees hulle in hulle swakhede sal kom. Ek wil vra, Here, dat u hulle lewe en dit onder die vleuels, Here, by die lewendes, dat u hand sal uitsteek en hulle sal gryp, Here, vastrou, en hulle vra, Here, dat u hulle sal ondersteun vanaand, Here, dat u hulle sal ontmoet vanaand. Ek wil weet dat u hulle na u toe sal trek met woorde van liefde, soos u in die woord sê. Ek wil vra dat u seën oor hulle sal gebied, en die beskerming oor hulle sal gebied, in Jesus magtige naam. Baie dankie vir alles, Here. Amen. Baie dankie vir die tyd en dankie dat jy geluister het. Mag die Here u seën en mag die vrede van die Here u vergesel tot wanneer die wolke kom of tot wanneer ons weer so in mekaar kom. Maar gaan definitief 'n volgende keer wees en baie dankie.